Goeiemôre, liewe medegelowige. Ek vertrou van harte dat dit vanoggend met jou goed gaan en dat jy tot dusver waarde geput het uit die dagstukke oor gebed en dat jy reeds 'n goeie greep begin kry op die verskillende forme van gebed. Wel, vanoggend is dag 12 van ons 21 dae van vas en gebed en vanoggend staan ons stil by die stasie in die tabernakel wat ons noem die tafel van die toonbrode. En vanoggend gesels ek met jou oor die eerste van 3 forme van gebed wat ons kan bid hier by die tafel van die toonbrode, hierdie visuele rusplek of dan stasie in gebed. Nou in Eksodus 25 vers 23 tot 30 lees ons hoe dat die Here vir Moses die opdrag gegee het om 'n tafel van akasiëhout te maak, dit met goud oor te trek en bo op daardie tafel moes brode neergesit word wat dan ook toonbrode genoem is. Nou die toonbrode in hierdie tabernakel het onomwonde gespreek van God se vermoë om te voorsien in die daaglikse behoeftes van sy volk en het dit natuurlik ook gespreek van die volk se afhanklikheid van God om vir hulle te voorsien. God het ook beveel dat die tafel nooit sonder brood moes wees nie, wat weer gespreek het van die mens se voortdurende afhanklikheid van die voorsiening van God. Die meel waarvan hierdie brood gemaak is natuurlik deur die volk voorsien en deur die bring van die brood het die stamme verklaar en bely dat hulle afhanklik is van God vir hulle daaglikse voorsiening. Sonder God sou hierdie voorsiening nie moontlik wees nie. Daar in Deuteronomium 8 vers 11 tot 18 hoor ons: "Maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe." Ja, by hierdie stasie erken en bely ons dat God die bron van ons voorsiening is en dat gebed vir ons behoeftes en begeertes ook met erkenning deurdrenk behoort te wees. Ja, dit is by hierdie stasie in die tabernakel waar die bidder tot God bid en sê: "Here, ek erken dat U die een is wat die saad gee, wat die oes produseer. Here, U is die een wat ons die krag gee om te ploeg, te plant en te oes. Here, ek erken dat U die reën en die son gee wat die oes laat groei en vrug voortbring. Here, ons erken dat U die een is wat ons beskerm van die alledaagse gevare en ek erken dat U die een is wat ons die kennis gee om hierdie graan te maal, te verfyn, om uiteindelik deeg en voedsame brood te produseer. Ons erken dat U die een is wat ons guns gee en keer op keer voorsien en vir ons daaglikse behoeftes sorg." Nou natuurlik het die brood profeties heen gewys na Jesus Christus, die brood van die lewe, en dat God se volmaakte voorsiening deur Jesus Christus tot ons sou kom. Jesus sê in Johannes 6:51 oor homself: "Ek is die brood van die lewe. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, dit is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee." Ja, die feit dat die brood altyd op die tafel was, spreek van die feit dat ons ook altyd deur Jesus Christus toegang tot God se voorsiening sal hê. Wanneer ons egter by hierdie stasie kom stil staan in gebed, is dit eerstens die plek waar ons herinner word dat ons deur Jesus Christus in 'n verbond staan met God en dat hy die een is wat dag na dag, week na week, keer op keer vir ons sorg en vir ons voorsien. Alles wat ons het is uit die hand van God en is 'n gawe van voorsiening wat net hy kan gee. Alles wat ons het, kom van hom en behoort aan hom. Ja, die skrif leer ons dat hierdie bede wat ons bid by die tafel met die toonbrode is baie spesiaal vir God. Wanneer ons deur gebed erkenning gee dat God ons voorsiener is, noem God hierdie vorm van gebed as ware heilig. In die Bible for English, Basic English vertaling sê Levitikus 24 vers 9: "And it will be for Aaron and his sons, they are to take it for blood, for food in a holy place. It is the most holy of all the offerings made by fire to the Lord, a rule forever." Dan ten slotte, aangaande hierdie toonbrode lees ons ook dat hierdie 12 toonbrode moes presies dieselfde grootte wees. Daar moes geen onderskeid wees nie, wat spreek daarvan dat God nie onderskeid tref tussen sy kinders nie. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Ons liefdevolle Hemelvader, baie dankie dat ons vanmôre by die aanvang van 'n nuwe jaar erkenningsgebede kan kom bid. Here,
Ons erken vanmôre dat U ons voorsiener is en dat U die een is wat vir ons sorg en ons onderhou. Here, ons erken vanmôre dat U die een is wat ons in staat stel om te kan werk en ook rykdom te kan bekom. En ons erken vanmôre dat sonder U sou dit nie moontlik wees om ons daaglikse brood te kon hê. Here, dit is die gebed van my hart dat ons elke dag van ons lewe erkenningsgebede sal bid en nie net in hierdie 21 dae nie, maar dat ons altyd sal onthou dat ons U nie net met ons woorde sal dank en vereer nie, maar dat ons ook ons afhanklikheid van U sal wys deur daardie deel terug te gee wat aan U behoort. Here, dankie dat hierdie erkenningsgebede ons harte ook beskerm teen geldgierigheid en materialisme wat ons lewens dikwels wil oorheers. En dankie Here, dankie dat hierdie gebede ons ook in staat stel om dieper dimensies van verhouding met U te betree. Ons sê vir U dankie daarvoor en ons erken U. U is ons God van voorsiening. Here, U is die bron van ons voorsiening. En vanoggend loof ons en prys en ons eer U daarvoor. Word verheerlik in ons dag. Dis ons gebed in Jesus se naam. Amen.